Goeiemôre almal, my naam is Michelle. Ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle. As julle vandag asemhaal, dink weet se asem in jou geblaas en dat jy bevoorreg is om vandag hierdie dag aan te kan pak met die wete dat die Here jou nie sal begewe of verlaat nie. Prys die Here dat hy ons deur nog 'n aand gebring het. Job 33 vers 4 sê, die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige het my die lewe gegee. Vandag gaan ek oor die Heilige Gees praat. Daar is so baie ongelooflike verse wat oor die Heilige Gees gaan, dat as ek alles moet sê, dat ek julle vir 'n hele week sal besig hou. Die Heilige Gees is die Gees wat ons ontvang wanneer ons eie ek aan die kruis vasgespijker het en ons minder geword het, sodat God sy Gees in ons kan plaas om ons te lei vir die res van ons lewe. Dit is wanneer 'n mens noem dit wanneer jy hergebore word. Ons ontvang die Heilige Gees wanneer ons tot bekering kom en deur bevryding gaan en gedoop word. Ons moet wedergebore word om die Heilige Gees te ontvang, maar ons moet ook nie meer vasgebind wees aan sonde nie. Anders kan ons nie die Heilige Gees ontvang nie. Jesus was sy hele lewe sonder sonde, maar op 30-jarige ouderdom was hy gedoop en het die Heilige Gees in hom kom woon. Mense sal nou dink dat hy met die Heilige Gees gebore was net omdat hy Jesus is, maar dit is nie so nie. Hy het aarde toe gekom in vlees soos ek en jy. Hy is ook in sonde, in 'n sondige wêreld gebore, net soos ek en jy. Jesus het die voorbeeld kom stel wat nodig is om in die koninkryk van God te kom. Nie eers die disippels het die Heilige Gees in hulle gehad terwyl hulle Jesus gevolg het, toe Jesus op aarde was nie, en hulle het eers die Heilige Gees ontvang, toe Jesus na sy opstanding hemel toe is. In die boek Handelinge in die Nuwe Testament verduidelik Lukas hoe Jesus nog steeds die Here oor sy kerk is en hoe hy die Heilige Gees oor sy mense uitgestort het. Die boek begin met 'n belofte, Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer julle die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sodat as in die hele Judea en in Samaria en tot in die eindhoeke van die wêreld. Die kerk het nie op grond van sy eie krag of entoesiasme tot stand gekom of gegroei nie. Die disippels het hulle krag van God se Heilige Gees ontvang. Hy was die beloofde voorspraak en gids wat na hulle gestuur is nadat Jesus die hemel opgevaar het. Dit was so belangrik dat die disippels moes wag vir die Heilige Gees. Hulle het nie uit hulle eie hoedanigheid opgetree nie. Dat Jesus in Lukas 24 vers 49 vir hulle die opdrag gegee het om in die stad te bly totdat die krag van bo vir hulle gestuur was. Ons kan nie onder enige omstandighede uit ons eie optree nie. Dit is 'n resep vir verwoesting. Nie net teenoor jouself nie, maar mense om jou ook. So baie mense dink as hulle 'n gewone sondebelydenisgebed doen en gedoop word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is dit nou gedoen en verby en hulle gaan met die Heilige Gees gevul word. Dit is nie so nie. In Handelinge 8 vers 9 tot 24 word die getuienis van Simon vertel wat gedoop is, maar nooit die Heilige Gees ontvang het nie, want hy was nog vasgevang in sonde en sy hart was nie opreg nie. Mense kan nie met die tipe dinge speel nie. God se Gees is nie jou maatjie nie. Simon het gedink hy kan die Heilige Gees koop, maar Petrus het hom erg vermaan. Daar is net een manier waarop mens die krag van God kan bekom, en dit is deur jou rug op die sonde te draai, God om vergifnis te vra en sy beheer oor jou lewe te erken en te soek. Ons kan nie die werke van die Heilige Gees slegs bekom deur berou te toon oor ons sonde en nuwe lewe in Christus te begin. 1 Korintiërs 2 vers 12 sê, die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God uit ons uit genade geskenk het. Johannes 16 vers 13 tot 15 sê, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Romeine 8:15 vers 16 sê, die Gees wat aan julle gegee is, maak nie julle tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep. Abba, dit beteken Vader, hierdie Gees getuig, saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Galasiërs 2 vers 20 tot
2 vers 19-20 sê, maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou tot nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. 1 Korintiërs 6 vers 19-20 sê, of besef julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik. Wanneer jy deur wedergeboorte gegaan het, lewe die Heilige Gees binne jou en jy moet hom toelaat om jou te lei. Ons kan nie meer aan ons liggame doen wat ons wil nie, want ons liggame behoort nie aan ons nie. Dit is die Heilige Gees se woning. Van Christene word daar verwag om hoë Christelike en sedelike waardes te handhaaf. Die rede daarvoor is dat Christus die prys betaal het vir die sonde en dat Christene heilig is. Dit beteken dat hulle nou deur die Gees gelei word. Dit het 'n nuwe lewe, liefde en medemenslikheid tot gevolg. As 'n mens egter bely dat jy 'n Christen is, maar voortgaan met die sonde sonder om te berou of te distansieer, moet hy weer 'n slag baie eerlik selfondersoek doen om vas te stel of jy waarlik glo. Handelinge 2 vers 38 sê, toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Ons kry nie die Heilige Gees omdat ons dit verdien nie. God kyk na jou hart en nie na hoe jy as persoon is en of jy arm is, elke dag geld gee langs die pad, of jou buurman uithelp as hy jou nodig het, of om die tannie oor die pad te help wat sukkel is nie. Die is harde woorde, maar dit is die waarheid. God gee vir jou die Heilige Gees as 'n skenk wanneer jy opreg tot volle inkeer kom. Romeine 12 vers 1-2 sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Jy moet jouself volledig as lewende heilige offer tot beskikking van die Here stel en jou deur sy Gees laat beheers en nie meer deur jou natuurlike geaardheid nie. Die gebruike van die wêreld is gewoonlik selfsugtig en sleg en daarom besluit baie Christene dat hulle in baie opsigte nie soos die wêreld wil optree nie. Hierdie andersheid moet egter nie oppervlakkig wees nie. Nie net in ons gedrag en gebruike nie, maar ook in ons harte. Jy kan vir jouself lieg en vir die mense lieg, maar vir God kan jy nie lieg nie. Daar is geen manier hoe jy steeds jou ou lewe kan lewe met die Heilige Gees in jou nie. Daarom is dit nodig dat jy God toelaat om jou te verander deur jou denke te vernuwe, want dan word jy sensitief vir die wil van God. Romeine 6 vers 13 sê, julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. 1 Petrus 2 vers 4-5 sê, kom na my toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Efesiërs 4 vers 23-24 sê, julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense wat die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Kolossense 3 vers 10, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. In Johannes 3 in die Nuwe Testament kan jy gaan lees hoe Jesus vir Nikodemus verduidelik wat mens moet doen om in die koninkryk van God te kom. Ek gaan net die kernvers lees, die res kan jy self gaan lees. Johannes 3 vers 5 sê, daarom sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hoe kan
Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Die water verwys na die fisiese gebeurtenis wat jy deurgaan, net soos Jesus om gedoop te word, en as jou hart opreg is, doop hy jou met die Heilige Gees. Hier sê Jesus hoe belangrik dit is om geestelik wedergebore te word. Net om 'n beter lewe te lei en 'n goeie mens te wees is nie genoeg nie. Dit sal jou nie in die koninkryk laat kom nie. Om gedoop te word is die publieke verklaring oor jou geloof in Jesus. Ter afsluiting wil ek ook vir julle sê dat dit die beste besluit sal wees wat jy in jou lewe maak. Ja, dit gaan nie maklik wees om jou ou lewe prys te gee nie, maar as jy God liefhet en die ewige lewe saam hom wil deurbring, moet jy die keuse maak. Jy kan onder geen omstandighede die koninkryk intree met jou eie wil en eie ek nie. As die Heilige Gees nie in jou is nie, wat se gees dink jy is nou in jou? Jy kry net donker en lig, goed en kwaad, God se koninkryk en Satan se koninkryk. Daar is geen grys areas as dit by die Heilige Gees en God se woord kom nie. 1 Timoteus 2 vers 7 sê, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Galasiërs 5:22-24 sê, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met al hulle hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe dus deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Laat die Heilige Gees toe om in jou lewe in te kom, sodat hy jou kan lei. Ons kan nie staat maak op onsself nie, ons is nie gemaak om deur die lewe te gaan aan ons eie genade nie. Ons het nie genade nie, ons het nie 'n klou wat genade beteken nie, net God het. Om deur die lewe te gaan sonder bevryding, bekering en sondebelydenis is soos om aan 'n spring vasgemaak te wees. Jy loop deur die lewe en alles gaan goed, tot die spring styf trek en jy op die regte pad wil kom, uit jou eie optredes uit en na God toe uitreik en nie sy gees aanvaar nie, en dan gly jou voete onder jou uit en jy slaan terug deur daai muur van waar jy vandaan kom. Jy kan nie so deur die lewe gaan nie. Maak vandag die besluit dat die Heilige Gees jou moet lei. Almagtige God en Hemelse Vader, ek kom vandag opnuut na U toe. Ons is net mens en swakkelinge, Vader. Sonder U asem is ons niks. Maak ons asseblief elkeen wat hier luister se harte ontvanklik om U Gees en U woord te ontvang. Ek kan myself nie indink hoe 'n lewe sonder U Gees gaan wees nie, om deur die lewe te gaan sonder U helper, die Heilige Gees nie. Johannes 14:26 sê, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Romeine 8:26 sê, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woord gesê word nie. Romeine 8:27, en God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Jesaja 11:2 sê, die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raas en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Lukas 11:13 sê, as julle wat sleg is dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer, hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Maak ons harte vandag opreg, Vader, en help elkeen hier om U Gees te aanvaar. Ons kan dit nie sonder U doen nie. Ek bid dit in Jesus Christus se groot en almagtige naam. Mag U perfekte wil geskied. Amen. Ek hoop elkeen het 'n lekker dag vandag en gee die Here die kans om sy Heilige Gees in jou uit te stort en jou te lei en nie meer op jou eie hoedanigheid staat te maak nie.